jy sal so saam besluit, jy sal soos dis nie soos ander as dat jy phone op silent hou asseblief. Wat dis al. Dis Adrian, Dis Armand. dis Morgan En dis Divan. en welkom by Tussen Gedagtes. So in episode 5 duik ons in mansvriendskappe, in hoe seuns mekaar kan ondersteun, vorm, uitdaag en help om nader aan God te leef. Ons breek mites oop en praat oor identiteit, moed, geloof en broederskap. So, Morgan, wat dink jy soos in 'n seunsvriendskap maak iemand 'n regte vriend? Ek sal sê as iemand soos hulle is nie skaam om vir jou te bid nie. Okay. Ek dink van seuns is geneig om soos hard te wees. Hulle hulle wys nie regtig hulle emosies nie. Maar ek dink as jy by daai een vriend kan gaan sag wees, jy kan sê dit pla my, kan jy asseblief vir my bid of yes, hierdie week was moeilik of net iets wat jou pla in jou hart en jy kan vir een vriend kan sê, yes, Ja. kan jy vir my bid of net daar te wees vir iemand kan regtig van wys okay, dis 'n regte vriend. So ja, en jy die man, wat sê jy? Vir my 'n regte vriend is ook jy's meer as gelukkig om te gaan bid vir hulle. Ja. Ek dink dit wys net soos jy trust hulle en Ja. jy aanvaar hulle soos hulle is. Hulle verstaan wat ek bedoel. Ja. So ja, dis vir my 'n goeie vriend. Wat sal jy sê is 'n regte vriend, Adrian? Ek dink dit is soos obviously is nou iemand wat soos saam met jou deur die moeilike tye en die goeie tye gaan. Ja. Soos wat vir jou altyd daar sal wees, maak nie saak wat nie. So ja, dis my, you know. Okay, ja. Ek dink 'n regte vriend soos jy kry nie net 'n regte vriend op die spot nie. Dit kom maar oor 'n lang tyd. So soos jy saam groei, dan jy bou jou verhouding en goed tot op die punt waar jy so comfortable is mekaar om vir mekaar te bid. En ek dink dit soos wat julle sê, dit het regtig 'n groot invloed op 'n vriendskap as jy soos vir mekaar bid, want dit wys regtig dat jy soos baie vir mekaar omgee en jy soos jy's willing om te connect saam met daai persoon en die Here. Ja. En dit is definitief soos baie belangrik en dit definieer regtig jou vriendskap op 'n ander level. Ja. 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 Ja, nee, is En hoe lank ken julle al mekaar julle twee? Julle is al goeie vriende. Yes, ons ken ons mekaar al- al baie lank. Ons miskien so 10 jaar al. ons kom maar van laerskool af. Ons was vriende gewees. Ons was nog nie nooit great vriende nie. Graad 7 toe het ons nogal goeie vriende begin raak. Ja, van daar af toe het ons soos 'n baie goeie verhouding want ons Ja. het soos dieselfde goed gehad en Ons het dieselfde hobbies gehad wat ons baie gelike het om saam te doen. Ja. So net meer begin kuier en goed soos dit. Soos het die goed verander wat julle gedoen het. Het julle verhouding soos verander as 'n geheel of het een persoon meer iets anders te begin doen en die ander persoon het maar saamgevolg of wat nou? Ons Self- albei het eintlik dieselfde. Ons het soos dieselfde waardes. So dit het altyd nog goed gegaan. Ons het maar verander van wat ons doen, soos ja. as ons nou Fortnite of whatever dan doen ons nou Fortnite. Ek weet En of soos, dan doen ons touchy saam. Soos Ja. ons geniet baie om tyd saam met mekaar te spandeer. En ja, soos ek sê, ons het dieselfde Ja. waardes. So hoe ons voel oor sekere dinge speel nogal 'n rol. Soos Ja. as jy nou sien daai ou sit in die hoekie en hy rook nou of whatever, dan soos dan jy sal soos saam besluit. Jy soos dis nie soos ander as dat jy phone op silent hou asseblief. Wat soos jy sal nie soos disagree of iets nie, soos jy verstaan. Jy sal weet wat is verkeerd en wat is reg in jou verhouding en Jy's wat. amper mekaar soos op die regte pad uit. Amper. Ja, Dus jy sal presies dit. jy sal ek dink oor die algemene seuns maar geneig om ek sê dit nou van omdat ek ons ook gesien het. Ek dink Ja. hulle ons probeer cool te wees. Ons probeer daai ouens te wees. Maar moet jy eintlik net 'n vriend kry
wat jy aanvaar soos jy is. Jy hoef nie jouself te verander nie, jy hoef nie jou waardes te verander nie. Jy hoef nie na 'n kuier toe te gaan om met daai een vriend te wees. Ja. En ek dink dit wat regte vriende is. Jy kan jouself wees met hulle, jy kan nie domste goed doen met hulle maar dit is Ja. vriende. Ja. Jy kan so baie foute maak, jy kan miskien met daai met jou goeie vriend se meisie gaan praat. Dit sal verhoudings breek, maar almal maak foute, almal is mens, maar ek dink as jy net daar is vir 'n persoon, jy wys vir hulle dat jy present is, jy is altyd daar. En ek dink dis nie so algemeen met seuns nie, want hy meisies is maar is daar vir mekaar, hulle is maar beste pelle en ek dink seuns is amper net jy speel met hom reg by die pouse. En dan sit jy miskien tussen in die gange. Maar as jy reg vir daai persoon omgee en jy wil 'n groter vriendskap en 'n sterker vriendskap, beter verhouding saam en soos sal jy en dink soos ek nou gesê het, die grootste liefde wat jy vir iemand kan wys is liefde. Wat sê? Grootste liefde wat jy kan is bid. En so as jy net vir iemand kan bid, dit is maar dit. Wat dink jy die was is 'n manier om iemand te wys jy wil 'n lang vriendskap met hulle en jy soos waardeer dat al gedoen het. Ek voel soos hulle aandag te gee en goed. Ek dink as jy vir jou soos vriend aandag gee, wys dit net of jy stel belang. Ja. Ek voel dis een van die maniere wat ek sal byvoorbeeld na een van my vriende toe. Ek sal soos hulle nooi om te kuier of iets saam te doen. Ek voel dis wat ek met my vriende doen en ek dink bid is ook vir my 'n groot faktor. Ek voel as ek vir iemand kan bid, trust ek hulle baie. So Ja. Ek dink as jy soos nou wil verwys vir iemand as vriend, is definitief belangrik soos die van sy om tyd te spandeer. Jy moet aandag aan daai persoon gee. Soos ek meen, dit help nie jy's nou heeltyd by die ander persoon nie, maar jy wil saam met hierdie ou in 'n chommy wees, soos dit gaan ons nou niks help nie, jy gaan nêrens kom nie. So dit is belangrik om tyd te spandeer met die chom. Maar ook ek dink om soos kuiers te rol is ook 'n groot deel, want dan voel jy of die ander persoon so okay, ek gaan met hom kuier, dis lekker. Kom ons wees chommies, jy verstaan soos. En dan as jy bou net soos verder jou vriendskap van daar af en die diep koneksies wat jy dan verder vorm, soos maak of breek daai verhouding. Ja. En jy dan? Ja, ek stem saam, dit is soos dat wat ons al klaar gepraat het, dat obviously ons moet almal vir mekaar daar wees, al die soos ons vier obviously, ons almal is hier so saam by die kerk en maar ons ken nou nie mekaar soos ek en jy Divan, ons ken nou nie mekaar soos waar ek en Armand nou mekaar ken. Maar soos waar ek en Armand nou ook kuiers reël saam en touchy saam met mekaar speel en so aan. So dit is iets wat ons het. Ja, so Divan, dink jy seunsvriendskappe is meer high maintenance as meisiesvriendskappe? Ek dink nie so nie, eerlikwaar. Ek dink jy hoef nie die hele tyd met hom soos by hom te wees om 'n goeie chommie te wees nie. Ek voel as ek my chommies is morgen 1 keer of 2 keer 'n week sien, dan is dit chub. Ek voel met meisies, ek is nou nie 'n meisie self ek sal nie weet nie, maar ek voel hulle moet tyd saam met mekaar spandeer of hulle dink iets is fout. Ja, en soos ek sal ook sê, meisies is maar soms ons is nie, ek sal dit so sê, ons is nie so katterig soos hulle. Ons is maar en dis niks soos ek sê niks sleg teen hulle of so, ja. Dis net hoe as ek meisies hier gesien het, soos verstaan hulle soms sien ons nie sulke slegte goed so vinnig raak nie. Partykeer is ons maar 'n bietjie blind of 'n dom man. Ons sien nie altyd verkeerd doen maar ding wat iemand doen nie. Soos ons sal aanbeweeg, ons sal nie dit sien as die ergste ding wat ons kan wat is moontlik kan gebeur. Ja. So ja, dink hulle is maar bietjie meer high maintenance. Maar soos ek dink ook dat wel hulle almal gaan sekerlik saam badkamer toe en ons ons gaan obviously mos nou nie saam in dieselfde badkamer in. So ek dink dit is nou ook een ding wat hulle maar so goeie. Ja, definitief. Baie goeie ding. So Ara, sê vir my, jy's in 'n lang verhouding nou al 8 maande hoor ek. Wat het jou experience in verhoudings met 'n meisie?
Ek nie eens weet nie. Ek weet nie, dit soos dit verander obviously my verhouding met Adrian ook so bietjie. Soos jy jy moet nou tyd maak vir twee verskillende mense. Jy moet tyd maak vir soos jou beste vriend, maar ook vir jou meisie wat jy soos baie van hou en jy soos lief vir haar. So dit is nogal dit kan partykeer moeilik raak om dit te balance. Maar ek dink die belangrikste ding is dat jy nie heeltemal van hulle vergeet nie. Soos ek kan nie heeltemal van Adrian vergeet nie, want dan soos sien nou maar as hy drop my. Jy kort iemand. En dan wat? Dan Top nou straightforward, maar soos Ja. dan is jou chommy weg, jy het hom verloor want jy het nou jou tyd gegee vir iemand anders wat jy gedink het jou liefhet, maar soos ons het 'n bond wat dieper is as soos iets freaking in die aarde. Ek verstaan. Dit is sommer spesiaal hierso. Wanneer het Adrian al vir jou geleer soos in die lewe? Soos Yes, die lewensles wat hy jou geleer het. Adrian het al vir my baie geleer. Hy het my definitief geleer om met confidence rond te loop. Dit is 'n baie groot ding. Soos Adrian hy het my baie geleer. Hy het geleer om confidence te loop. Hy het my geleer om nie om te gee oor wat ander mense dink van hom. Dit is seker een van die grootste soos eienskappe wat ek dink Adrian het wat soos great is. Want jy kan soos Adrian, hy gee nie om wat ander mense dink van hom nie. Soos hy kan net loop en hy kan iets sê en hy sal nie worry nie. Soos as hy meisie nou dink wat sy dink, dan is dit nou maar so. Sy kan maar so dink, maar dit is wat vir Adrian maak. En ek dink ek het definitief baie hom geleer daarbey, want soos ek het al baie omgegee soos wat ander mense van my dink of soos ek wil nou nie hierdie ou soos kwaad maak nie want hy is populêr whatever. Maar soos Adrian, hy sal net sê wat op sy hart is. En ek dink dit is nogal 'n baie goeie eienskap wat ek by hom geleer het. So hy is soos baie soms straight to the point, eerlik. Ja, definitief. Wat het jy al by Divan geleer? Ek dink ek het al geleer hoe om 'n vriend te wees. Ek dink hoe om 'n persoon soos te hanteer. Ek dink ons het vriende geword met die band en so ons in 'n band, ek speel drum, hy speel gitaar en sien mekaar elke donderdag en het Sondag gesê dat ons verhouding gegroei. Hy het my geleer om te smile, al is dit partykeer moeilik. Hy het my geleer om iemand met 'n sagte hart, met soos net 'n entoesiasme te gaan groet. Al is dit net 'n random persoon sal hy hom gaan groet of 'n tannie of 'n oom sal hom gegroet voordat ek eers gedink het om hulle te gaan groet. So ek dink hy het my geleer om ek dink dit alles kom my respek. Hy's 'n persoon met baie respek. Hy gee om aan mense. En hy het 'n sagte hart, nie net vir sy vriende nie, maar net vir vreemdelinge. Hy gee om. Okay. Divan, so wat het jy al by Morgan geleer? Ek het al by Morgan geleer om bietjie meer confidence te hê. Ek voel Morgan wys baie confidence en deur net te sien hoeveel confidence hy het, kan ek dit half ook toepas. So hy het ook my 'n bietjie gemotiveer om 'n bietjie gym toe te gaan. Maak my 'n bietjie jealous met die groot spiere. So gee my 'n bietjie motivation om te werk aan myself in daai aspekte. So ek dink dis wat ek van Morgan af gekry het. Okay. Ja, Adrian, jy het groot lewensles van 'n maand geleer. So dat was een keer in die gym, nee. Weer gym. En toe bench hy meer as ek. En ek kon dit nie toelaat nie. So toe moes en nou bench ek wen hom amper met die bench. So ek kom daar. So het jy gemotiveer om bietjie swaarder weights te doen. Ja, dit het my gemotiveer. En nee, ek het ook by hom geleer dat soos hy my meer positief gemaak in die lewe. Soos hy altyd wanneer ek soos afgevoel het en so aan, dan spring hy my op en het my 'n beter mens gemaak. So ja, ek het dit waardeer ek baie van hom. Adrian, ek is lief vir jou. En hier is nog 'n vreemde vraag, maar soos 'n vraag wat soos baie kan beteken vir 'n ander persoon. Hoe en watse tipe movie karakter sal jy hier in vriendskap sien? Adrian, wie sien jy Armand as 'n movie karakter en Armand wat sien jy as Adrian? Adrian.
Batman. Nee, maar is Batman. Ja. Baie slim, so jy gaan definitief baie geld maak. So en dan nog dat jy ook nie al soos jy vrees niks nie. Soos jy tackle elke liewe ou op die veld, so Okay. ja. Batman. Yes, ek het regtig nie eintlik 'n idee nie. Daar's soveel movies om van te kies. Jy moet nou eers eintlik dink wat al die karakters is. Ja, ek gaan nou begin al dink aan. Ja. Jy kan slank sê as jy weet ou. Yes. Een ding wat in my kop opgepop het was Lightning McQueen. Daai is wel. Hy's Ek sien daai. Ja. Dit wat in my kop oppop. Ek probeer aan lang karakters te dink. Wat is daai ouetjie hy's 'n groot vuiste. Hy's nie self nie. Hy's Wreck-It O, Wreck-It Ralph, Ja, ja. soos ek dink sy persoonlikheid. Hy's partykeer bietjie skaam, maar as jy goeie vriende kry, Maar hy gee ook om. hy gee om, hy Ja. met sy groot lang lyf kan hy nog steeds 'n lekker drukkie kan gee of hy kan nog steeds ja skud. Ja. Ek dink ja, Wreck-It Ralph so. Ja. So. Steven net nou weer in die gym uitkom pad. Ja. Ja, Yes. dan kan hy Volgende 100% podcast is Ja. ek die keer. Julle gaan my later mee met vra want ek het nie idee nie. Ek try nou soos om pinpoint soos on the spot. Ja, so soek jy nou die beste antwoord hier. Ja, Die jy was weet nie mos hoe antwoord. ek doen. Wag, ek dink ek het dit. Hier kom hier. Hier. Hier kom. Okay. Kom maar net bietjie fris. Kom on. Nee, ons is in elke trein drink 2 en dan is hy maar 'n bietjie groter, jy weet. Ja. Maar soos jy was nie noodwendig altyd soos die populairste nie, maar jy werk hard vir jou soos vir wat jy wil bereik. En ek dink dis ook nogal iets wat ek weer kon leer, soos jy werk hard vir wat jy wil bereik. So jy weet dit gaan nie net soos maklik gaan en jy gaan krip soek nie. Soos Hiccup hy moes sy ding bou om Night Fury af te skiet. Ek meen hy het hard gewerk. Ja. So ek dink dis definitief Hiccup. Dink jy dit is belangrik om vulnerable te wees in 'n seunsvriendskap? Ek voel vulnerability is baie belangrik want soos as jy Ja. ek voel baie seuns is hulle is altyd hierdie rots en hulle wys nie eintlik hulle emosies Ja. nie. Hulle Dit wil breek altyd- Ja, hulle wil altyd net soos hulle emosies wegsteek en nie dit wend nie. Ja, dit is ek voel dit sit in jou binnekant en dit breek jou eintlik. Ja. Dit voel dalk nie so nie, maar emosioneel breek jy jouself af as jy dit heeltyd vir jouself hou. So ek voel deur vulnerable te wees kan jy soos dit net af jou bors af Ja. kry. Ja, en soos hoe is dit fair? Kom ons sê nou jy is baie gelukkig in jou hart en jy aan die ander hand is nou behaatseer of jy het iets wat jou pla. Maar jy sien nie vir hom nie. Hoe gaan hy dit verander? Hoe gaan julle Ja. saam as 'n vriendskap soos iets saam verander? Ja, hoe gaan ons So dit is- hoe gaan ek om dan help Ja. om deur dit te kom? So ek dink dit is glad nie fair as jy teen jouself en die ander persoon, as jy iets vir jouself hou, maar nie jou vriend sê van dan kan hy niks doen om jou te help daarmee. Ja. Ja. So as een persoon baie gelukkig is en die ander persoon is baie soos hartseer, maar hy maak of hy gelukkig is. Ja. Gaan jy nie net jouself afbreek nie, jy gaan ook jou vriend afbreek om van hy gaan hy voel, "Jesus, wat het ek verkeerd gedoen? Ja. Hoekom sê ek nie nou so?" Maar eintlik is dit heeltemal iets anders. So ja. Ek dink dit soos dit skep daai dieper koneksie tussen julle. Ja. Soos dit skep 'n safe space waar jy kan wees saam met Adrian. Hoef ek nou nie soos 'n rots te wees nie. Ek hoef nie soos as hy my kliphard slaan op die rug, ek hoef nie nou soos ster staan. O, was die seering. Ek sê soos jy kan jouself wees, jy kan Ja. jy kan jokes jy kan maak. veilig Ja. voel Of ons saam met soos daai as ons persoon. verskriklik erg gebrand het en dan klap hy my maar sprus op die rug en Ja, jy skep half daai safe space waar jy nie dinge hoef in te hou nie, maar jy kan vulnerable wees met Adrian en dit het nogal dit verbeter baie jou verhouding, want Ja. dan kan jy raad gee of jy kan raad kry en dit help net jou lewe beter word Ja. op soveel maniere. Seker. Ja. En ek dink hierdie episode kan mense en vriendskappe help om net miskien te relate. Miskien relate hulle glad nie, miskien relate hulle soos 100%. Ja. Maar ek dink as mense hierdie kyk en hulle kan sien, okay, ek het seker 'n vriend. Miskien moet ek Ja. vir daai persoon, daai my vriend gaan bid of miskien moet ek Mm. daai een kuier gaan reël om te kyk hoe is ons verhouding regtig. En Ja. ek dink tussen ons twee verhoudings, vriendskappe,
is dit dink ons is sover soos gesond. Ons het 'n Ja, goeie baie persoon. goed, ja. Die kykers wat hierdie kyk kan relate met hierdie. Hulle kan sê, Mm. "Hey, ek het ook miskien sulke vriend of hey." Mm. So ek dink hierdie was 'n goeie episode. So hierdie is die einde van die episode. Ek hoop julle kan relate aan hierdie. Ja. Ek hoop julle kan hierdie sien as 'n motivering om julle vriendskap te groter te bou, sterker te bou. En ja, lekker dag. Mooi balla. Ja. Mooi balla.